Laat u koninkryk kom. Vanmôre is al dag 13 van hierdie reeks. Ek is Rinus van Sandwyk van Sion Gemeente in Parys. Ons begin vanmôre met hierdie gebed saam. Vader, ek wil ander seën, omdat u my geseën het. Wys my hoe om dit vandag te doen, en gee my ook die moed om daarmee vol te hou. Verbeel jou dat jy op jou sosiale media 'n saak raak lees wat jou ontstel. Jy lewer dadelik kommentaar, want in jou hart is jy gemotiveer om betrokke te raak en iets aan die saak te doen. En dan gaan jy met jou lewe voort en jy voel goed oor jouself omdat jy betrokke geraak het. Jy gaan nêrens heen nie, jy het eintlik niks gedoen nie. Klink dit vir jou bekend? Hierdie soort betrokkenheid het 'n naam. Dit word leunstoelaktivisme genoem. Dis 'n kort pad na ons begeerte om die wêreld 'n beter plek te maak. En nie ons die begeerte bevredig om betrokke te raak, voor ons dit hoegenaamd gedoen het, loop ons 'n betekenisvolle deel mis van wat God in en deur ons wil doen. God se roeping aan ons is veel meer. God seën vir Abraham sodat hy ander kan seën. Paulus verwys ook na die tema in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7. Hy skryf van die bemoediging waarmee God ons seën, sodat ons ook ander kan bemoedig. God se roeping aan ons is juis om deel van die oplossing te wees, wat baie moeiliker en uitdagender is, maar ook beduidend meer bevredigend. Deur Jesus het God so baie seëninge aan ons beskikbaar gemaak, maar hy het ons terselfdertyd 'n roeping en doel gegee, om die wêreld te seën. Ons is geroep om oorvloediglik ons tyd, hulpbronne en energie as God se vernoot aan hierdie gebroke wêreld genesing en hernuwing te bring. So vanmôre dink ons hieroor na. Dit is moontlik dat jou lewe die enigste lewendgewende boodskap is wat iemand hoor. Wat sê jou lewe oor wat vir jou belangrik is? Wat kommunikeer jou lewe oor wat vir God belangrik is? En dan, wat is vir jou belangrik? Ons dink bietjie in hierdie dag daaroor na. Mag die Here jou seën en mag hy eerste kom in jou lewe in hierdie dag. Die Here seën jou. Amen.